Josef was 'n broer van, neem maar 12 broers in die Bybel. And the Bible says that he had found favor with the Lord. Hy was die gunsteling van al sy broers gewees. En die Bybel sê dat Josef het 'n sagte plek gehad in sy pa se hart. En julle weet wanneer jy 'n sagte hart het, of as jy 'n sagte plek het vir iemand, my ouma het altyd vir my baie lekkers gegee. So ek was probably die favorite geweest. So when you are the favorite, God's eyes is upon you. So die woord wat die Here wil bring aan die volk vandag is dat Josef was in 'n familie gewees. Tussen broers gewees, wat veronderstel gewees het om sy bloedbroers te wees. But they started hating him. They started hating him because of the favor that was upon his life. So, van die broers wat hy gehad het hulle in hulle harte, they started developing envy towards him. Hulle het hom stelselmatig het hulle hom begin haat, omdat hy die favor van die Here op sy lewe gehad het. So, Genesis 37 en Jakob het gewoon in die land van vreemdelingskap van sy vader en in die land Kanaan. So met ander woorde, Josef was gebore in Kanaan. Hy was jong. Josef het as seun van 17 jaar die klein vee opgepas saam met sy broers. Hy gaan skep om net tyd te bespaar. En Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns. So, wat die Bybel van praat, die Israel is sy pa Jakob. Toe sy broers sien dat hulle vader meer as hom meer as sy broers lief gehad het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Nou Josef het baie drome gekry hy was 'n dromer geweest. So die Here het baie drome aan hom gegee wat op daai oomblik hulle nie verstaan het nie. Een van die drome wat Josef gekry het was dat God het hom gewaarsku oor 'n hongersnood wat aan gaan kom. Dit is nog voordat Josef deur God opgelig was. Hy was nog in sy vader se huis gewees. En God het vir hom 'n droom gegee dat in die toekoms gaan daar hongersnood gaan kom. En mense sal omkom as gevolg van die hongersnood. Nou die drome wat hy gekry het sy broers nie verstaan nie. Hoekom droom jy alleen? Hoekom is dit dan net jy wat droom elke keer? But they didn't understand that was the plan of God for his life. Fast forward. Sy broers het hom so gehaat dat hulle hom in 'n put gegooi het. Nou wat ek wil aan die kerk oordra, die put waarin hulle vir Josef gegooi het, it was preparation of his journey. Die put waarin hulle hom gegooi het, hulle het gedink, hulle gooi hom nou in 'n put, ons gaan hom nou doodmaak. Many a times there's people that want to kill your dream. En hulle gooi vir jou in 'n put. Maar hulle het nie
met hierdie God wat ons aanbid.